Voorware heerlike voorreg om vanmôre saam met jou weer God se woord oop te mag maak. Ek is Rinus van Sion in Parys. Vanmôre praat ek met jou oor die Here is goed. En ons sê amen. 1 Petrus 3 vers 12 vanmôre. Die Here sorg vir die wat reg doen en hy luister na hulle gebede. Maar die Here is teen die wat kwaad doen. Met Saul daarop uit om hom dood te maak, het Dawid homself in die Filistynestad Gat gesoek. Maar toe hy besef dat hy in die stad herken is as een van die wat Goliat doodgemaak het, het Dawid geweet dat hy weer in gevaar was. Om lewend uit Gat te kom, het hy aan die poorte van die stad gekrap, soos 'n kranksinnige geskreeu en geraas, terwyl hy voorgegee het dat hy kranksinnig is. En toe die koning hoor dat daar 'n mal man in sy poort was, is Dawid toegelaat om sy gang te gaan. Psalm 34 is geskryf terwyl Dawid in Gat was en vir sy lewe gevlug het. En wat sê hy tog? Die psalm begin: Ek sal die Here altyd loof. Sy lof sal gedurig in my mond wees, want ek het te midde van hierdie benoudheid gesmaak en gesien dat die Here goed is. Wie sal die lewe lief hê en die goeie dae sien? Die samelewing sê dit is die een wat sy lewe probleemvry kan maak, wat homself van moeilikheid isoleer, wat teëspoed ontsnap. Maar Dawid sê presies die teenoorgestelde. Hy sê dis wanneer jy wonder hoe die volgende rekening betaal sal word en of die huwelik sal uitwerk, dat die Here homself die werklikste vir jou maak. Hy sê dis wanneer jy in Gat vasgevang is, dat jy God skielik sien. Nou, as ons werklik omhels wat Petrus sê, wat Dawid verklaar en wat Jakobus sê wanneer hy verklaar, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei beproewinge val, Jakobus 1 vers 2, sou ons nie probeer om ons lewe makliker te maak nie. In plaas daarvan sou ons diegene wees wat sê, dit is in die moeilike dae, in die jare wat vir my moeilik is, dat ek die geleentheid gaan hê om te smaak en te sien dat die Here goed is. Ons almal ken mense wat van probleme afgesonder is, wat nie uitdagings het nie, en wat daarin slaag om 'n lewe so maklik as moontlik te maak. Maar hoe makliker dit vir hulle word, hoe minder vreugde is daar binne hulle. Petrus sê, te midde van lyding, moeilikhede en uitdagings, moenie probeer om dinge makliker te maak nie. Kies eerder om goed te doen en vrede te soek. Moenie murmureer nie, moenie kla nie. En jy sal vind dat jy die lewe lief het, want God sal jou te midde van jou moeilikheid ontmoet. Mag jy in hierdie dag ontmoeting met die Here hê. Die Here seën jou. Amen.